Die leë graf gee jou 'n nuwe identiteit. Jy is wie God sê jy is. In Kolossense 3 vers 1 tot 3 lees ons: Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So, ons almal dra name in ons koppe. Party is name wat ander oor ons gesê het, en ander is name wat ons oor onsself begin glo het. Dalk is dit, ek is nie goed genoeg nie. Dalk is dit, ek is te veel. Dalk is dit, ek is altyd die een wat faal. Dalk is dit, ek sal nooit verander nie. En met tyd begin 'n mens uit daardie name uitleef. Maar die opstanding van Jesus doen iets besonders. Dit gee nie net hoop vir eendag nie, dit gee hoop vir jou vandag. Nie net vandag, maar 'n identiteit vir vandag. Paulus sê, julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis ongelooflik intiem. Jou lewe is nie los en kwesbaar en onbestemd in die wêreld nie. Jou lewe is nou in Christus in gebed. Jy behoort aan hom. En let op daardie volgorde. Paulus begin nie by gedrag nie, hy begin by identiteit. Eers sê hy wie hulle is en dan sê hy hoe hulle nou moet leef. Dis hoe opstandingslewe werk. Jesus gee nie net nuwe opdragte nie, hy gee 'n nuwe selfverstaan. Jy leef anders omdat jy nou aan Jesus behoort. Miskien leef jy vandag nog uit 'n ou naam, 'n naam van skaamte, mislukking, 'n naam wat jy vir jouself probeer maak het en opgebou het. Dalk is jy selfs trots op daardie selfgemaakte naam. Maar die leë graf fluister 'n nuwe waarheid oor jou lewe. Jy is wie God sê jy is. In Christus is jy geliefd. In Christus is jy gekies. In Christus is jou storie groter as wat jy selfs kan dink of droom. Paulus koppel ons nuwe identiteit na 'n strewe na bo. As Christene verstaan ons eie storie in die konteks van die groot storie van God. Ek leef nie net vir myself nie, ek leef nie net vir nou nie, ek leef nou in Christus vir God. So vat vandag 'n paar minute en kies een frase uit vandag se teks wat jy stadig oor jouself kan bid en vat as die waarheid van jou lewe. Dalk moet jy begin by hierdie frase: my lewe is saam met Christus verborge in God. Dalk kan jy die volgende frase herhaal: ek is iemand wat God baie liefhet. Herhaal dit en neem dit aan as die waarste ding oor jou. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat U waarheid my waarheid is. Mag ek leef uit daardie waarheid. Amen.